Goeiedag. Daar is 'n algemeen aanvaarde leerstelling in die Christelike leefwêreld en onder die kerke, onder teoloë, dat 'n mens het vryheid van keuse. 'n Mens het 'n absolute vrye wil en die mens die reg om keuses uit te oefen. En dat God sal niemand forceer nie. En hy eerbiedig die wense van mense en hy gee vir hulle die reg om self te kies. Dit is 'n algemene stelling en ek is Johan Grobber en ek wil vir julle sê dat daai stelling is nie korrek nie. En ek wil daaroor praat nou. Daai stelling is nie korrek nie. Nou het ek sommer vinnig sê dat ek dit ook geglo vir baie jare en ek het dit geleer en gepredik dat God is 'n gentleman en hy laat mense toe om self keuses te maak. Ek glo dit nie meer nie. Die afgelope 6 of 7 jaar ek tot ander insigte gekom en dat ek dit met jou deel. Nou die teenargument is dat as dit so is dat 'n mens het nie vrye wil nie en dat God nou alles beheer, dan word daar gesê, maar dan is ons almal mos soos robotte, ons is soos marionette aan 'n lyntjie. En God trek maar net die lyntjie en ons doen presies soos wat hy wil hê ons moet doen. Wel, dis een argument wat teen my siening is, en ek gaan nou daaroor praat, maar die ander argument nou weer aan die ander kant, is dat as dit dan so is, dat die mens totale vrye wil het, dan beteken dit dat God is nie meer totaal in beheer nie. Dit sal dan beteken dat 'n mens kan deur die uitoefening van sy wil en die uitoefening van sy keuses, kan 'n mens dan God se doelwitte dwarsboom. Dit wat God in gedagte het, dit wat God beplan het, kan dan gedwarsboom word deur mense wat dan 'n vrye wil het wat hulle uitvoer. Dit is die ander argument nou. Nou, die antwoord is dat God is absoluut in beheer van alles wat gebeur. Hy is God, hy is in beheer, hy is 'n soewereine God en niemand kan hom keer nie. Geen mens se wil kan God se planne frustreer nie. Nou op die oog af partykeer lyk dit so asof dit gebeur, maar as jy na die groter prentjie kyk, gaan jy sien dat alles uitwerk volgens sy raadsplan. En ek gaan vir jou tekste gee uit die skrif uit wat hierdie standpunt van my steun. So die tweede punt wat ek wil maak is dat elke mens het wel 'n wil, maar is nie so vry as wat ons dink dit is nie. Elke mens het 'n wil, maar hoe vry is daai wil? Weet, ons word beïnvloed deur soveel dinge sonder ons dit besef. En ons maak keuses sommer net uit die lug uit nie, maar daar is dinge wat inwerk op ons gedagtes, invloede, wat maak het ons sekere keuses maak. Nou God is in beheer van al daardie invloede. Ek sal net nou weer 'n bietjie daaroor praat. En die derde punt is dat God weet hoe om mense te beheer sonder om robotte te maak. Hy weet hoe om dit te doen. En ek sal 'n bietjie daaroor op ingaan. Ek wil miskien daar net 'n voorbeeld noem van as ek vir 'n klein kind 'n keuse gee tussen spinasie om te eet en sjokolade om te eet, kan ek vir sê dit seker 99.9% van die kere gaan ek reg wees as ek voorspel dat die kind gaan die sjokolade vat. As dit nie 100% gaan wees nie. En daai kind is nie 'n robot nie. En ek beheer nie daai kind soos iemand wat marionette beheer met 'n stukkie tou nie. Daai kind, ek weet wat se keuse die kind gaan maak. En dis baie ook so hoe God ons ken en hy ken ons so goed en hy weet hoe ons is en wat ons gevorm het en wat ons smaak is en hoe ons dink oor dinge.
Nou, dit is 'n groot onderwerp hierdie en ek gaan nie dit heeltemal aan alles kan behandel wat gesê kan word in hierdie paar minute nie. So ek gaan vir jou uitnooi om luister na wat ek sê en teen die einde wil ek 'n paar skrifgedeeltes op die skerm sit wat ek self kan gaan opkyk. Maar dit is 'n groot onderwerp en ek kan maar net hier en daar in 'n paar skrifgedeeltes raak. Ek wil begin deur te verwys na Efesiërs 1 vers 11. Want daar lees ons dat ons is voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Nou daardie een is in hoofletter E geskryf, dit is God. So God laat alles volgens sy raad en wil gebeur. En dit is so eenvoudig as wat dit is. Kan nie daarteen stry nie. En hy het ons voorbestem volgens sy voorneme. En niemand kan die weg daarvan kom nie. Kyk ook na Romeine 9. En ek wil lees in vers 10, is 'n redelike lang gedeelte, maar dit is 'n belangrike gedeelte in hierdie onderwerp. In Romeine 9, hierso van vers 10, word gepraat van Rebekka het net uit een man swanger geword, naamlik uit ons voorvader Isak. Want nog voordat haar kinders gebore is of iets goeds of kwaads gedoen het, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. En dit het gebeur, sodat God se voorneme volgens sy uitverkiesing sou bly staan, nie op grond van mense se dade nie, maar op grond van hom wat roep. Soos daar geskryf staan, Jakob het ek lief gehad, maar van Esau het ek 'n afkeer gehad. Dit is nog voordat Jakob en Esau gebore is, het God al die pad, hulle lewenspad geken en dit bepaal en dit voorspel. Nog voordat hulle enigiets gedoen het. Wat se keuse het Jakob of Esau gehad in hierdie verband? Geen keuse nie, dit is reeds voor hulle geboorte bepaal. Dan gaan lees ek aan hierso by vers 14, wat sal ons dan sê, is daar dan enige onreg by God? Geensins. Vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ook al, en ek wil my ontferm en ek sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. En die skrif sê immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. So God het Farao se hart verhard. Ja, hy het hom gesê, laat my mense gaan. Hy het terselfdertyd sy hart verhard. En in die proses daar dinge gebeur soos die 10 plaae en 'n wonderlike uittog uit Egipte eventueel, en dit het nie sommer net so maklik gebeur nie. God het dit moeilik gemaak eintlik, maar dit het toe gebeur op die einde. En die ding dat God Farao se hart verhard het, sal miskien vir baie mense skok wees om dit te hoor. Hy moet so iets doen. Maar hy is in beheer en hy weet wat hy doen, en dit is hoe hy dit uitgewerk het. Vers 19 van Romeine 9, jy sal nou vir my sê, nou hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee, want wie kan sy wil teengaan? Ja, dis waar, wie kan sy wil teengaan? Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? So hy is soos die pottebakker en ons is soos die klei, en wie is ons om vir die pottebakker te sê, nou wat maak jy nou hier? En ek weet dit is
kyk hier, nie 'n maklike konsep om te verstaan nie, maar as ons dieper ingaan in die skrif en hieroor mediteer en verder bestudeer, dan kom ons agter maar dit is hoe God werk, en op die ou einde gaan hy alles weer regstel. So met Jakob en Esau, van die begin af, voor hulle gebore is, het hy al hulle lot bepaal. Hulle wil het niks daarmee te doen gehad nie. Hulle dink miskien hulle het 'n vrye wil gehad, maar God was in beheer. Selfs met Farao. En Farao sy hart is verhard teen God. En ons lees ook van in ander gedeeltes soos 2 Kronieke 36 vers 22, koning Kores van Persië het dit sê daar, in sy gees is hy aangevuur om Jerusalem te laat herbou. Jerusalem wat toe al verwoes was deur Nebukadneser en die Babyloniërs. Later het koning Kores in sy gees ervaar, hy is aangevuur deur God om Jerusalem te laat herbou. En dit is geprofeteer al voordat hy gebore is. En sê dieper daarop ingaan. Dan lees ons ook van die bekering van Saulus, wat toe later Paulus genoem is. Hy was daar uit om Christene te vervolg. Hy was soos wat ISIS is vandag, jy weet, radikale moslims wat Christene wil uitroei. En hy was op daai pad gewees om dit te doen. En terwyl hy op die pad was na Damaskus om dit te doen, het Jesus Christus, die verheerlikte Jesus Christus, hom aangespreek, hom verblind. En hy het 'n totale ommekeer gemaak. En dit is die tipe van ding wat God sal doen. Wanneer hy dit goed vind om te doen, en wanneer sy tyd is om dit te doen, dat hy iemand soos Paulus net so omkeer. Hoeveel vrye wil het Paulus gehad? Ek glo nie Paulus kon dit weerstaan nie. Toe hy sien wat hy besig was om te doen, het hy dit 'n totale omkeer gemaak. Ons lees in Romeine 11 vers 32, God het almal van Israel onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Nou, die almal is Israels in die konteks lees, hy het hulle onder ongehoorsaamheid ingesluit, sodat later aan hy ontferming aan almal kan betoon. Net so 'n paar verse voor dit, in vers 25 en 26 staan daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom. Elke eens weer daardie verharding woord, soos wat met Farao gebeur het. Daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van heidene ingekom het. En heidene is die nie Israel nie, van die ander nasies. En dan staan in vers 26, op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. So aanvanklik is daar daai verharding, daai blindheid, hy sluit hulle in onder ongehoorsaamheid, maar op 'n later stadium gaan hy die hele Israel weer laat gered word. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Nou, dit is miskien ook 'n openbaring vir baie van my kykers, want geloof, dit dan nie die vereiste om gered te word nie, jy moet net glo. Mense moet net glo. Maar eintlik kan jy nie self daardie geloof opwerk nie. Jy kan nie jouself glo nie. Dit is nie in ons om dit te doen nie. Dit is 'n gawe van God. Hy gee dit, hy skenk dit vir die vir wie hy dit wil gee en skenk. En dit is soort van in stryd weer eens met die algemene siening onder Christene en teoloë, predikers. Hier staan dit, en dit is nie die enigste plek waar dit staan nie. Dit is nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God.
en niemand kan roem nie. En as ek of jy glo, dan kan ons net vir God sê, baie dankie, want dis 'n gawe wat hy vir ons gegee het. En ons het niks om oor te roem nie. Soos in Engels sê, nothing to brag about. Die mense is geneig om self te sien as 'n meester van sy eie wil. Ek sal nou 'n bietjie weer daaroor praat, maar ek wil eerlik, ek moet wees eerlik. Nie een van ons kan dit help dat ons ingesluit is onder die ongehoorsaamheid van Adam. Nee, dis wat die skrif sê. Adam is ons voorvader en ons is almal ingesluit onder sy ongehoorsaamheid en ons dra gevolge daarvan. Ons het geen beheer daaroor gehad nie. Dis nie my keuse nie, dis ook nie jou keuse gewees nie. Die feit dat ons ver van volmaak is, ons kan dit nie help nie. Nie van ons is volmaak nie, maar ons kan dit ook nie help nie. Ons kan nie geblameer word daarvoor nie. Ons het nie 'n keuse uitgeoefen wat dit betref nie. En toe God ons gevorm het in die moederskoot, en ek glo dit is wat gebeur, en dis wat die skrif sê, hy vorm elke mens in die moederskoot, en in daai moederskoot bepaal hy die temperament en die basiese persoonlikheid van daardie persoon. Geen mens het beheer daaroor nie. As jy gebore is as 'n introvert of as 'n ekstrovert of wat ook al jou persoonlikheidstrekke is, jy kan nie help nie, jy is so gevorm in die moederskoot. En so ook, waar jy gebore is, waar jy groot geword het, wie jou ouers was, die tipe opvoeding wat jy gekry het, die invloede wat op jou ingewerk het van jou kinderjare af, ons het geen beheer daaroor gehad nie, maar God het beheer daaroor. En dit beïnvloed ons. En maar net soos ons ook nie beheer het oor wat gebeur het 2000 jaar gelede nie, maar God het dit so beskik dat sy seun die kruis gesterf het en weer die dood uit opgestaan het, en daardeur is die deur oopgemaak vir redding van die hele mensdom, en ek en jy het ook nie daaroor beheer gehad nie. En soos hy sê, 1 Korintiërs 15, soos in Adam almal sterwe, so in Christus sal almal lewend gemaak word. Daaroor het ons ook nie beheer nie, maar dis wat God uitgewerk het, volgens sy soewereine wil. Soos ek gesê het, mense is geneig om te dink, ons is meesters van ons eie lot, en ons is geneig om te vergeet van God, dat hy daar is, en dat hy in beheer is, en dat hy betrokke is by die fynste detail van ons lewens. Kyk mense, daar is niks toevalligs wat gebeur nie. Niks is toevallig nie. Selfs die fynste detail is uitgewerk. Jesus het gesê, daar val nie is 'n mossie op die grond sonder God nie. Hy weet hoeveel hare op jou kop is. Hy is in beheer, hy is God, en ons is geneig om dit te vergeet. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Ja, ons beplan, ek gaan nou dit doen, ek gaan dit doen, maar die einde van die dag is nie noodwendig dit so wat gaan gebeur nie. Die Here bepaal die voetstappe. Dis mos Jakobus wat gesê het, ons moet nie net sê, môre gaan ek dit en dit en dit doen nie, eintlik sê, as dit die Here se wil is, gaan ek dit en dit doen. So, God is God, en hy is die enigste ene wat eintlik absolute vrye wil het. Hy is die enigste ene wat absolute vrye wil het. Hy kan doen net wat hy wil. Hy is God. En geen krag of invloed bestaan sonder hom nie. En daar is geen iemand wat 'n wil het wat sy planne kan kneelter nie, wat sy planne kan dwarsboom nie. Op die oog af lyk dit soms asof mense teen God gaan, maar alles dit is ook deel van sy plan. En op die ou einde gaan hy oorwin. Op die ou einde gaan alles en almal met hom versoen word. En in my ander video's maak ek dit duidelik, ek het nie nou tyd om daarop in te gaan nie. Dit is 'n groot onderwerp, en ek dink,
as ek net 2 dinge hier by jou kan laat, en dit is, ontspan, weet net dit, dat God is in beheer, en ons wat mense is, nie onsself soveel verhef, dat ons dink, ons kan net maak en breek, soos ons wil nie. Dit lyk asof ons ons eie wil het, maar God is in beheer. Hy ken ons so goed. Hy weet al wat ons gaan doen môre en oormôre, in die dae wat volg. En dan wil ek vir jou vra, studeer die onderwerp bietjie meer, daar is baie meer wat gesê kan word. Ek gaan 'n paar tekste hier noem, op die skerm plaas, wat jy dan kan gaan kyk na, en moenie sommer net weer aanvaar dit wat deur teoloë in die algemeen gesê word, die algemene tradisionele siening. God is God. Hy is in beheer, en hy stuur alles af op 'n einde toe wat wonderlik is. Op die oomblik lyk dit nie so nie, maar ons moet hy geloof hê, en dis 'n geloof wat hy vir ons gee as 'n gawe, om te glo, hy is in beheer. Hy is die ene wat absolute vrye wil het.